Ek ervaar nogal terwyl ons hier besig is en ek sê nie as 'n man nie, dit kan 'n vrou, enigiemand wat vanoggend in die kerk is, dalk is jy 'n paar. Asof jy so swaar loop met 'n sak bagasie op jou rug. Asof jy toelaat dat môre wat dalk gaan gebeur, jou vandag besig is om onder te kry. Ek ervaar werklik waar dat jy al jarelang kerm by die Here, dat jy bid, dat jy uitskree na God en dit voel net vir jou, maar hy hoor my net nie. Ek wil vir jou werklik waar vra, sit jou bagasie neer. Sit jou bagasie neer. Daar's niks wat jy nou kan verander aan die dag van môre nie. Niks. Jy kan verander waar jy nou op hierdie oomblik is. Jy kan jou ingesteldheid, jy kan jou wil aanspreek. Ek wil hoor wat God vanoggend vir my wil sê. So ek wil vanoggend vir jou vra, hoe lyk die storm in jou lewe? Ons almal het storms, ons almal dra swaar, ons almal het bekommernis. Hoe lyk jou storm? Kan jy vanoggend jou storm pinpoint of gaan jy daar vir my sê, weet jy, oor die algemeen het ek maar probleme. Pinpoint 'n slag, dit wat werklik waar jou de mekaar kom krap. Voel dit vir jou of jy enige oomblik gaan sink? Voel dit vir jou, Here, daar was die ander hand so 'n prent op die TV en nou spuit die waters op die vrou af en die ou sê sluk, 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 sluk. So jy het al gevoel, as jy onder die water is en jy het nou nie lekker beheer nie, dit voel vir jou, Here, hoe gaan ek hierdie hele rivier of hierdie hele see nou ingesluk kry? So jy voel benoud, jy voel beangs en jy is net hier op daai probleem wat nou krap. Jou fokus is net hier en ons besef dit nie eers nie. Die oomblik as daai probleem uitgesorteer is, of jy kom op 'n dag en jy besef, wow, hierdie probleem het gegaan. Dan besef jy eers hoeveel tyd die vyand by jou kom steel het. Dan besef jy hoe die duiwel jou fokus van God afgetrek het na hierdie probleem toe. Ons gaan lees uit Matteus 8 vers 23 tot 27. En toe hy in die skei klim, het sy disippels hom gevolg. En daar het 'n groot storm op die see gekom, sodat die skei toe was onder die golwe, maar hy was aan die slaap. Daarop kom sy disippels en maak hom wakker en sê, Here, red ons vergaan. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en bestraf die winde en die see. En daar het 'n groot stilte gekom. En die manne het hulle verwonder en gesê, wat vir 'n mens is hy, dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam is? Wat 'n man is hy, dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam is? Hierdie storm wat Jesus en sy disippels in was, moes 'n baie hoë graadse storm gewees het. Onthou van Jesus se disippels was vissermanne. Hulle het die see geken. Hulle het bote geken en hulle het geweet wanneer hierdie bootjie baie naby is aan omslaan. Hulle het presies geweet. Ek was al in sulke storms in my lewe. En so glo ek baie van ons is dalk nou, baie van ons sal nog in sulke storms in ons lewe kom. En dit voel vir jou, alles gaan, enige oomblik, gaan alles in mekaar intuimel. Jy plak so heeldag. Jy plak so om alles net regop te hou. Dit voel vir jou of enige oomblik kan alles net in mekaar tuimel. Iemand het vir my gesê, ons is sommer so goed hier by die kerk, en sê die persoon, Pieter, ons moet asseblief net nie begin lap en plak nie. Ons moet asseblief net nie begin lap en plak nie. Ek en jy probeer aanhoudend 'n pleistertjie opplak. Ek en jy vat 'n bietjie daai polyfiller en maak die kraak toe
En so oor 2-3 maande dan kom hy kraak maar weer en dan raak dit van voor af 'n probleem. Dan raak dit van voor af vir jou 'n uitdaging. Dit voel vir jou net die storm slat van allerlei kante af. Dit voel vir jou as jy hierdie ding uitgesorteer het, dan slat hierdie ding. En as hierdie ding uit, dan slat daai ding. Jy's nog besig om hier uit te sorteer, dan slat hierdie storm vir jou. Dit voel net vir jou of jou lewe totaal en al buite beheer gaan. En jy weet laterand net nie meer waar om te keer nie. Dit voel vir jou, jy's soos 'n seekat. Jy druk gate toe en die water borrel net in. Ek het daaraan toe ek by die huis kom, die een ou in die kompleks se waterkonneksie het gebars. Nee, die metertjie het gebars en die water spuit so 'n straal uit. En die man kom uit en hy sê, en ek het nou net water gekoop. En ons sê, Here, maar ek was nou net in die woord gewees. Ek het nou net gebid, Here, en hier ontplof het. En hoe meer die ou praat en hoe meer hy, ek wil amper sê verboureerd word, hoe sterker spuit hierdie spuitwater net. En dit hou net nie op nie. En het gegaan in die stopkraan toegedraai en die water het nog steeds stadig gebly loop. Moet asseblief, hoe sleg dit ook al is, moenie 'n salfie en 'n pleister opplak nie. Ruk hom oop. Ruk hom oop, hanteer hom, hoe onaangenaam, hoe sleg dit is, ruk die pleister af. Ruk die pleister af, dat daardie seer kan oopbars, dat jy kan ontslaa raak van dit wat so jou fokus van God kom afstel. Die winde van probleme huil in jou ore. Ek het toe dit nou donderdag dink ek begin reën, Vrydag, whenever, toe dink ek, ai Here, dit was nou die dag so warm, dit loop nog so van jou lyf af, jy skop jou oop en die waiers waai of die aircon is aan. En hier sit ons, Here, hier sit ons. En die winter begin so, hy wil net so begin hap aan ons. Ek en jy moet fokus. Here, ek kan nie. Ek kan nie, Here, uit myself uit. Kan ek nie hierdie probleem oplos nie. Ek kan nie. Ons probeer uit ons eie vermoë. Ons probeer, want ons is soms so trots. Ons is soms net so trots. Ek probeer op my eie my dinge oplos. Ek wil nie eens my vrou sê van dit nie. Of ek wil nie eens my man sê van dit nie. Ek probeer om self hierdie ding uit te sorteer. Tot jy naderhand op 'n punt kom, jy gooi sommer die roeispaan weg. Jy totally surrender, soos hulle vanoggend gesing het. Soos Louise verlede week gesê het, sy het plat op haar maag gelê. En toe sy dit sê, toe weet ek, Here, daar is niks anders te nou as net U wat kan deurkom. Daar's niks of niemand anderste wat hierdie situasie kan kommenteer nie. Want hierdie situasie maak jou mos nou soms, jy kry nie asem nie, jy bewe rasies, jou, soos hy oomie gesê het, jou konstitusie is de mekaar, en al hierdie eksterne faktore wat jy met jou oog kan sien, is besig om te gebeur, maar die probleem gaan nie weg. Die probleem bly. En alles voel vir jou so hopeloos. Here, ek is U kind. Ek lees my Bybel, Here. Here, ek bid, Here. Ek gaan kerk toe, Here. Ek lees lees ek in 'n boek. En nou soms so in die boek is die oom se kleinkind by hom en die oomie bid 3 keer in 'n dag en die kleinseun vra vir hom, maar oupa, hoekom bid oupa 3 keer op 'n dag? En die oupa sê vir hom, sal jy vir my 'n gunsie doen? Hy sê, ja oupa. Hy sê, gaan daar na die garage toe, daar's 'n hessingsak. Gaan haal hom vir my en dan maak jy hom vol water. En die seentjie hardloop en hy gaan maak, en elke keer as hy by sy oupa kom, hy sê, maar die water het uitgeloop. En so die seentjie 3 keer probeer om hierdie sak vol water te kry.
maar die water het elke keer uitgeloop en hy sê, maar oupa, die water bly nie binne in hierdie sak nie. En die oupa sê vir hom, maar het jy gesien hoe lyk die sak na die 3de probeerslag? Die sak is baie skoner as wat hy was toe jy die eerste keer die water ingegooi het. Probleme slyp vir my en jou. Dis hard. Dis seer, dis uitdagend. En hierdie woeste storm steel my en jou se geloof in God. Ons laat toe dat die storms in ons lewens ons geloof kom steel. En ons wil net die berge inhardloop. Ons wil vlug, maar waarheen sal ons vlug as jy daar in daai bootjie insit op die woeste see? Waarheen sal jy vlug? Waarheen gaan jy heen gaan om weg te kom van hierdie probleme af? En daai bootjie is besig om al voller en voller en voller vol water te raak. Jou probleem is besig om jou al stywer en stywer en stywer hier om jou nek te druk. Jy kry 'n persoonlikheidsverandering. Jy raak dalk depressief, jy raak afjakkerig, jy raak ongeskik, jy is snippierig, jy trigger enige ding wat iemand rondom dit trigger vir jou. Want jy's so gefokus op jou uitdaging wat in jou lewe is. En dan kom jy op 'n dag en dink jy, maar God hoor nou nie eers hierdie skietgebed van my nie. Hy hoor my nie, of dalk slaap hy vandag. Bizarre ding om te sê, maar dis presies wat deur my en jou koppe gaan as ons daar gefokus is in daai probleem. Maar slaap God dan vandag? Slaap, moet ek hom nie dalk gaan wakker maak nie? Hy slaap nooit. Hy slaap nooit. Daar waar jy in jou storm is en jy vra, maar Here, waar is U? God is presies daar waar hy was toe sy seun daar aan 'n houtkruis gehang het. Vir my en vir jou. Vir my en vir jou. Hy kom nie kyk wat se naam het jy nie, hy kyk nie na jou adres nie, hy kyk nie hoe breed die tekkies op jou bakkie se wiele of wat ook al is nie. Hy kyk nie na jou bankbalans, hy kyk nie na jou mooi meubels nie. God kyk na jou hart. Dis wat God van my en jou soek. Jy moet jou hart oopmaak, nie oopmaak en toemaak, en oopmaak op 'n Sondag en toemaak, en Sondag dan maak jy hom weer oop. Jou hart moet 24/7 oop wees vir God, want God is 24/7, is hy by jou. En toe Jesus se disippels hom wakker maak, was hy moeg. Die Here was moeg, onthou, hy was 'n mens soos ek en jy op hierdie aarde. Hy was moeg en hy het slaap nodig gehad. Maar omdat die storms hulle geloof kom steel het, en die storms gekom het en hierdie wind hulle geloof kom omwaai het, toe sê hulle maar, Here kom help ons, Here kom help ons. En wat sê Jesus vir hulle in vers 26? Waarom is julle bang, klein gelowiges? Pierre, waarom is jy so bang in hierdie storm wat jy nou is? Waarom is jy so bang in hierdie storm wat jy nou moet deurgaan? En dit slaan 'n mens baie keer soos 'n hamer tussen jou kop en jy dink, wow. En dis maklik om dit te sê, as jou probleem uitgesorteer is, dan is dit maklik om te sê, hoor jy, dit was nou nie eintlik so erg nie. Daar in die skram raak dit soms baie moeilik. Dit raak baie moeilik en die duiwel fluister allerhande goed hier in jou ore in. Die duiwel kom en dan kom hy nog buite in hierdie moeilikheid wat hy het, dan kom hier 'n ou van die kant af en hoekom praat jy so hard, of hierdie ou kom van daai kant af, hoekom sing jy, of hoekom doen jy dit? En dit voel hy vir jou hierdie klomp, jy fokus op hierdie groot moeilikheid. En dan kom hierdie klein jakkalsies ook nog langs die pad. En ek dink nou sommer aan julle wat kliënte hanteer, en jy moet so breed smile, en wonderlik, en die binne gaan dit nie altyd seker so lekker nie, glo ek. Glo net dat dit is altyd so aangenaam nie. Ons is bang vir wat die toekoms vir ons inhou. Ons is bang oor hierdie land van ons. Kom ons wees eerlik vanoggend, ons is bang
Waartoe is Suid-Afrika op pad? Ons is bang vir die ekonomie. Ons is bang vir die petrolpryse. Ons is bang om winkel toe te gaan om dood-eenvoudig brood en melk te gaan koop, want dit raak so onbekostigbaar. Ons is bang oor diplomatieke verhoudings wat met ander lande versuur. Ons raak benoud, want al hierdie klomp goed saam in 'n pot raak nog hulle uitdaging. Plus jy het jou eie uitdagings. En ons weet nie waartoe God ons lei nie. Ons weet nie, Here, wys my darm net, gee my net 'n teken. Gee my net so af en toe 'n gerusstelling. Jy gaan okay wees. Maar Here, ek hoor dan niks van U nie. Ek roep, Here, ek lê plat op my maag, ek is op my knieë voor U, maar ek hoor nie, Here. En dan hoor 'n mens Jesus se stem. Waarvoor is jy bang? Peri, hoeveel keer moet ek nog met jou praat? Hoeveel keer? Dis mos nie die eerste uitdaging wat jy in jou lewe al hanteer het nie. En elke keer het God my nog kom uithaal. Elke keer, dalk nie altyd op die manier wat ek dit graag wou hê nie. Dalk nie op so gemaklike omstandighede soos ek dit graag wil hê nie. Maar God het elke keer nog deurgekom vir my en my huis. En ek moet bly verklaar, ek gee nie om oor die ander nie, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En as Jesus so vir my vra, en hy vra vir hulle, waarvoor is julle bang? Dan is dit amper asof mense so 'n bietjie se grimmigheid by Jesus ervaar. Hoeveel keer moet ek nog vir jou sê? Hoeveel keer moet ek nog vir jou sê, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek sal jou nooit iets oor jou pad kom wat jy nie kan hanteer nie. En dan laat ek my kop in skaamte sak. Ons raak skaam. Ons raak skaam as ons sien hoe God vir my deurgekom het. Ons raak skaam vir ons klein gelowigheid. Ons raak skaam dat ons dit so self probeer oplos het. Ons raak skaam omdat ons so mislik was, omdat ons so depressief was, omdat ons so ongeskik met jou vrou of jou man was. Ons raak skaam dat ons snipperig was teenoor ander mense. Dit is hoe die duiwel ons gebruik soos 'n pion op 'n skaakbord. En dis presies wat die duiwel wil hê. Dis presies waar die duiwel ons wil hê, wat hy ons kan rondskuif, soos hy ons wil rondskuif. En waar hy dink ons vandag die beste gaan pas. En die windewerk waai soms so erg, en dit voel vir jou, Here, enige oomblik, Here, gaan hierdie bootjie omdop. En waar gaan ek op hierdie massa water? Waartoe gaan ek, Here? Wys my, Here, gooi net 'n boei uit, asseblief, gee my net 'n tou wat ek kan vashou. Gee my net 'n tou wat ek kan vashou. Want ek en jy wil mos met ons oë sien. Ek wil sien, hier's 'n bril in my hand. Ek wil nie weet, daar is 'n bril beskikbaar nie, dit sal makliker wees as ek hom sien. Dan glo ek en jy mos makliker. Maar as ek vir jou kom sê, wag en kyk wat die Here vir jou wil doen. Dit is altyd lekker om te hoor. Dit is altyd lekker om te hoor. Want jy weet presies hoe die storm in jou lewe woed. Jy weet hoe hierdie storm kom en dit trek jou oë van die Here af, want jy fokus nou op hierdie storm. As God, hy's alomteenwoordig hier by ons, om ons, op ons. Maar hierdie storm in jou lewe trek jou fokus af van God af. En dan sien ek nie dat hy eintlik hier reg langs bestaan nie. Dan sien ek nie dat hy 24/7 met my besig is nie. Dan sien ek nie die goedheid van sy hand oor my lewe nie. Dan sien ek nie wat alles hy vir my voorsien. Ek fokus op hierdie probleem wat nou op my tafel is
En natuurlik, ek het mos nou net vroeër gesê, ruk die pleister af, hanteer jou probleem. Dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie. As ek nou dink aan sy omstandighede, ek dink dit was uitdaging. Ek dink dit was pretty much very uitdagend geweest om in die oggende op te staan en te gaan na daai plek en jy weet wat vandag op jou wag. Jy weet net nie wat die graad gaan wees wat vandag se hou gaan slaan nie. Ons glo in 'n almagtige God. Ons glo aan 'n God wat baie groter is as 'n storm. Ons glo aan 'n God wat was, wat is en wat vir altyd sal wees. Die een wat was, die een wat is, die een wat weer sal kom om my en jou te kom haal. Is jy gereed as die Here nou daar op die wolke kom? Is jy gereed of gaan jy dalk nog 'n bietjie rondskarrel? Vat net 'n oomblik. Kyk 'n bietjie wat hier aangaan. Kyk 'n bietjie wat hier krap. Kyk 'n bietjie dalk hierdie kannetjie wurms waarmee jy vanoggend so onder jou arm in die kerk ingekom het. Kyk 'n bietjie wat hier aangaan en maak jou hart oop en sien vir Jesus raak wat konstant vir my en jou intree. God slaap nie en hy sal nie toelaat dat jy sink nie. Hy sal nie toelaat dat jou bootjie omslaan nie. Nie net vir ander mense nie, ook vir jou probleem. For your problem. Ook vir joune. Hy sal nooit toelaat dat jy sink nie. Hou vas aan die Here. Staan op in die autoriteit wat Jesus Christus vir my en jou gegee het. Staan op sy woord. Dit wat ek op hierdie aarde gedoen het, julle sal nog groter doen as dit. En dieselfde krag wat vir Jesus uit die graf uit opgewek het, daai selfde krag is in my en jou. Sou ek kies, want ons elkeen het ons eie wil. Ons elkeen het ons eie wil om te besluit, is ek 'n Sondag Christen of is ek 'n 24/7 Christen? Is dit maklik om 'n 24/7 Christen te wees? Is nie maklik nie. Is dit uitdagend? Dis baie uitdagend. Dis baie uitdagend, maar nog steeds is ek en jy in hierdie land van ons, is ons so bevoorreg om Sondag so by mekaar te kom in 'n gebou. Is ek en jy bevoorreg om die woord van God vrylik te lees? Is ek en jy nie in 'n posisie wat 200 kerke in 'n land verwoes is nie? Mense is gevat en binne in 'n kerk is hulle koppe afgesny. Omdat hulle Jesus Christus gekies het. Is my en jou geloof daar? Is ek en jy daar wat ons werklik ook daardie pad sal loop? Of is ek en jy dalk 'n Christen wat daai brandslang afrol as die vuur brand? En as die vuur gebrand het, dan rol ons hom maar af. En dan onthou ons, hoor hy moet een of ander tyd geservice word. Ek en jy moet in goeie tye en in slegte tye moet ons op ons knieë voor God bly. Amen. Amen.